Ek dink dit is 'n baie bekende psalm, maar dit is tog 'n psalm wat as jy die diepte daarvan regtig begryp, dan wil ek vir jou sê, jy kan eintlik 100 preke daaroor skryf, want dit is net never ending, soos wat jy in dit indelf. Ons gaan spesifiek fokus op vers 1 vanaand. Maar ek lees vir ons die hele hoofstuk saam. Dit sal op die bord ook wees vir die van julle wat wil saam lees. Psalm 23, lees vir ons van vers 1 af. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons fokus dan op vers 1 wat sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Nou geliefdes, ek dink as ons praat oor Dawid wat hierdie psalm geskryf het, dan as ons dink aan Dawid, dan is ons geneig om baie keer in hierdie magtige koning vas te kyk. 'n Man van oorlog, wat geken het van oorlog maak en sterk is, iemand wat gevrees is. Maar ons vergeet soms dat daar 'n diep kant aan Dawid is. En in 'n sekere sin laat dit 'n mens eintlik half relate met Dawid. Hy's hierdie sterk, magtige koning, maar in die psalms dan leer ons 'n ander Dawid ken. Ons sien dat Dawid soms swak is. Soms gebroke is voor die Here. En bo dit alles sien ons Dawid se nederige afhanklikheid van die Here, veral in hierdie psalm. En wat ons in Psalm 23 lees, wat eintlik baie keer die belangrikste is juist dit wat nie daar staan nie, of die teenoorgestelde van dit wat daar sal staan. As ons hierdie psalm lees, dan kom ons agter dat Dawid se hart eintlik onrustig was. Dit is 'n psalm wat gekweek is uit onrustigheid uit, maar 'n hart wat troos gevind het in die Here. En dit is eintlik wat ons deurlopend deur hierdie reeks na gaan kyk. Is die troos wat hierdie psalm vir ons bied in sy 6 verse. Ons lees in hierdie gedeelte dat Dawid worstel met tekortkomings. Dat hy smag na vrede. Hy sê die Here bring my by water waar daar vrede is, waar daar rus is. Hy smag na vrede, hy smag na nuwe krag. Hy begeer dit om op die regte pad te loop, wat die Here hom dan uiteindelik op lei. Bang vir donker dieptes in die lewe. En ek dink bo dit alles 'n verlange daarna om net tuis te wees in die huis van die Here. En daarom begin Dawid hierdie psalm eintlik met 'n ongelooflike diep belydenis. 'n Persoonlike belydenis. Hy sê, die Here is my herder. Ek dink dit is belangrik om te sê dat die Here is 'n herder, ja, maar dit is nie waarop Dawid wil fokus nie. Dawid praat van homself. Hy sê, die Here is my herder. Intiem, betrokke, hy's besig om my te lei. Dink Dawid kan nie een keer in sy lewe sê dat die Here hom oorgelaat het aan sy eie genade nie. En die implikasies van so 'n geloofsbelydenis, eintlik om te sê, die Here is my herder, is vreeslik ryk. En dit beteken dat gelowiges individueel 'n pad saam met God stap. 'n Pad waar jy geken word en 'n pad waar daar vir jou gesorg word. Dit sal die Psalm nou vir ons bietjie meer duidelik maak.
Ons sien dit ook in die bekende Psalm 139. As jy van hom vergeet het, gaan lees hom gerus 'n bietjie by die huis. 'n Psalm wat praat oor hoe persoonlik die Here se verhouding met jou is. Hy ken jou, hy ken elke liewe tree van jou. Daar's niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Daar's nêrens heen waar jy kan gaan om sy teenwoordigheid te ontvlug nie. Betrokke, persoonlik betrokke in sy kinders se lewens, en dit is eintlik die sentrale fokus van hierdie gedeelte. Is 'n versekering dat God ook kies om saam met sy kinders te leef. Onthou by die sondeval, voor die sondeval, toe God die mens geskep het, Katekismes leer ons dat God die mens geskep het, sodat hy hom reg kon ken, dat hy hom van harte kon lief hê, en dat hy hom ook kon eer. En dis juist die dinge wat dan nou verlore gaan, wat ons dan in Christus weer eintlik herstel word. In hierdie gedeelte, as ons so deur dit werk in hierdie vers, dan moet ons vir 'n oomblik stil staan by twee baie belangrike woorde. Dis in die Afrikaans is dit meer woorde, maar in Hebreëus is dit eintlik net twee woorde. En die eerste woord is natuurlik 'n herder, né? As jy sê die Here is my herder. Want ons weet wat beteken dit om 'n herder te wees. Nou 'n herder is veel meer as net iemand wat skape opgepas het. Dis eintlik iemand wat half vriende was met die skape. Om 'n herder te wees sluit eienskappe in soos om leiding te neem, om te beskerm, koestering, selfs om opofferings te maak wanneer jy jou kudde oppas. En skaapwagters was oor die algemeen nie mense gewees wat passief was nie. Ja, ek dink baie kere van die dag het jy onder 'n boom gesit, maar dit het soms baie meer van jou geëis. Dit het 'n verantwoordelikheid van jou geëis. Jy is verantwoordelik vir hierdie skape om vir hulle te sorg. Meer as dit, jy is verantwoordelik vir die lewe van hierdie skape. 'n Herder moes sorg, moes toesien dat die skape genoeg kos het om aan te eet. As hulle dors is, dan moes hy hulle na water toe vat om te drink. 'n Herder moes soms skape beskerm teen roofdiere wat hulle lewens bedreig, wat soms sy eie lewe in gevaar gestel het. En met dit in gedagte, dan kan ons eintlik al klaar die lyn na Jesus Christus toe sien. Jesus sê in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou dit is eintlik, kan ons sê, die toets of jy 'n goeie herder is. Is jy bereid om jou lewe af te lê vir hierdie skape wat jy moet oppas? Jesus Christus was bereid geweest, tog te gewillig geweest om sy skape te red. En bring ons by die volgende woord uit. Dit is eintlik in Afrikaans die 5 woorde wat sê ek kom niks kort nie. As in Hebreëus is dit net een woord met natuurlik die negatiewe voorvoegsel. Jy sal byvoorbeeld 'n woord kry en dan as dit 'n nie moet wees, 'n negatief, dan word daar voorvoegsel bygesit. En hierdie woord beteken om te ontbreek of behoefte te hê. Jy kom iets kort. Dis hoekom Dawid hierso sê ek kom niks kort nie. Ek het niks anders nodig nie. Ek is eintlik vergenoegd. En weer eens kyk ons na die lewe van skaapwagters in daardie tyd, dan is dit eintlik baie vreemd om te sê dat jy vergenoegd is. Skaapwagters was soms vir baie lank weg van stede af besig om skape op te pas. Ons nie 'n yskas waartoe jy kan gaan om gou vinnige yskoue Coke te kry as jy dors is, of gou winkel toe te gaan om brood en melk te gaan koop, want jy kan nie die skape los nie, jy moet hulle oppas. Maar tog sê Dawid, daar's ons genoeg.
om niks kort te kom nie, dui hier op die afwesigheid van, of die aanwesigheid van noodsaaklike behoeftes. Die Here sorg daarvoor, die Here sorg vir wat ek nodig het. Nie net fisies nie, maar geestelik en emosioneel. Die Here is my herder, daarom kom ek nie iets kort nie, ek het nie iets anders te nodig in my lewe nie. Want die Here sorg vir my. Filippense 4 vers 19 herinner ons ook, waar staan, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. 'n belofte van die Here. As jy kind van die Here is, dan sal jy vergenoegd wees. Jy sal genoeg hê. Jy sal kan sê, ek kom niks kort nie. So as dit nou eintlik in die res van hierdie Psalm kan sien wat nou gaan volg, dan kan ons sê dat die Here is Dawid se herder, daarom kom hy niks kort nie. Hy het niks anders te nodig nie. Tweede vers, die Here is sy herder en daarom lei hy hom na groen weivelde waar daar rus in oorvloed is. Die Here is 'n herder, daarom kan hy vrede beleef. Die Here is 'n herder, daarom beleef hy nuwe krag wanneer hy swak is. En al dwaal Dawid baie keer af, soos ons in sy lewe ook gesien het, die Here is sy herder, en hy lei hom weer op die regte pad tot die eer van die Here se naam. In die dae wat Dawid onheil vrees, wanneer hy deur 'n dal van doodskaduwee gaan, dan hoef hy nie bang te wees nie. Hoekom? Want die Here is sy herder. Die een wat voor hom uitgaan, die een wat hom lei. Nou daai tyd het die herders voorgeloop, die skaap het agter hulle aangeloop, het hulle nie aangejaag nie. Omdat die Here Dawid se herder is, word hy ook soos 'n eregas ontvang. Omdat die Here Dawid se herder is, loop sy beker oor van seëning. Daarom is Dawid tuis in die huis van die Here. Want die Here se goedheid en guns volg hom. Nie net daar waar hy hierdie Psalm geskryf het nie, maar vir altyd. En hierso is die draaipunt nou eintlik van die preek. Want dit is mooi om te hoor dat Dawid sê, die Here is my herder. Replikasies van hierdie Psalm is van toepassing op elke liewe een van ons. Die Here is ook ons herder. Elkeen van ons wat hier sit kan sê, die Here is my herder. Die een wat vir my sorg, die een wat vir my voorsien, die een wat my lei, dat ek rus en vrede kan hê. Die een wat my op die regte pad help, die een wat my beskerm, die een in wie se huis ek tuis is, tot in lengte van dae. En dit op een manier alleen. Hoe weet ek, wat is my versekering, dat die Here ook my herder is en my herder wil wees? Jesus Christus, die goeie herder, wat sy lewe kom aflê het vir sy skape, sodat ons kan deel hê in hierdie seëninge en hierdie beloftes van die Here. Christus se lewe, sy dood, sy opstanding, maak hierdie Psalm van toepassing op ons lewens. Dat ek kan sê, die Here is my herder. Ek het niks anders nodig nie. Mooi woord daarvan is vergenoegd. Ek is vergenoegd in die Here. En daarom in slot, as ons hierdie toepas in ons geloofslewens, want ons moet ook weet hoe dit prakties lyk. In die eerste plek moet ons 'n persoonlike verhouding met die Here hê.
Dit is baie persoonlik om te praat van my. Die Here is my herder. Die Here is 'n herder, ja, maar hy's nie daar ver nie, hy's my herder. En daarom het ek 'n persoonlike verhouding ook met hom. Hy nooi ons uit tot 'n persoonlike verhouding. Hy wil hê ons moet met hom praat. Hy wil hê ons moet bid. Hy wil hê ons moet tyd in die woord spandeer. Hy wil ook hê dat ons tyd saam met ons medegelowiges spandeer. Die tweede praktiese toepassing is vertrou op die Here se voorsiening. So kom Dawid weet, dis hoekom hy kan sê dat ek kom niks kort nie. En dit 'n belydenis maak, want hy weet die Here sal hom nie teleurstel nie. Hy kan die Here vertrou. En soms soos skaapwagters staar ons baie keer ook onsekerheid in die gesig. En ek en Aneska het al baie gepraat oor onsekerheid. Mense doen vreemde goeders en 'n mens sê vreemde goeders en jy glo vreemde goeders as jy onseker is, en ons hou nie daarvan dat ons lewens onseker is nie. Maar te midde van dit, te midde van uitdagings, te midde van konflik, te midde van angs, ek kom niks kort nie. Ek waarborg nie dat ons materiële dinge in oorvloed gaan hê nie, maar dit is geloof in die Here se voorsienigheid. Kom niks kort nie, fisies en geestelik. Die laaste praktiese toepassing is dat leef onder God se leiding. Volg die goeie herder. Dominee Karel Steyn van PE, een van my goeie vriende, ek het aan die Oos-Kaap saam met hom vir 3 jaar bedien ook. Jy kan aan die einde van 'n e-pos kan jy mos nou so boodskap sit. Ek weet Willie het so lank een van Sassel. Maurits ook, maar Karel sinne is een sin. En dit sê mooi loop in die voetspore van die goeie herder. En elke keer as ek dit lees dan dink ek, ja, dis woorde wat altyd by my sal bly. En dit is wat hierdie laaste punt eintlik sê. Mooi loop in die voetspore van die goeie herder. Hy gaan voor ons uit, hy wys vir ons die pad. 'n Pad waar ons niks tekortkominge het nie. En deur die Gees kan ons op daai pad volg. Wil ons daai pad saam met die Here stap. So mag elkeen van ons vanaand weer op hierdie punt opnuut kom bely. Die Here is my herder. Ek kom niks in my lewe kort nie. Amen.